Vriende, goeiemôre. Dis Dinsdag die 21ste Mei en Koffiekuier 851. Dankie dat jy my vergewe het dat ek nou verlede week afgevat het van die koffiekuiers met die Pinksterreeks wat ons gehad het in die oggend 9:00 en aande 6:30 weer. Was dit nogal 'n besige week, maar 'n wonderlike week vir my persoonlik, waarin ek regtig ook na aanleiding van die boek wat ons deurgewerk het en eintlik gebruik het as tema, ons wil Jesus sien van Connie Burger en Marius Nel, waar ek regtig eintlik net soveel nuwe perspektiewe ontdek het oor die persoon en die werk van Jesus Christus, wie hy is. En as jy nou nie die Pinksterreeks gevolg het nie, dan wil ek nou nie vir jou dit skuldig voel daaroor nie, maar jy sal jouself 'n guns doen om eintlik hierdie boek in die hande te kry en dit rustig deur te lees en eintlik net te ontdek, soos wat ons begin het met die reeks deur te sê, daar's soveel meer aan Jesus. Elkeen van ons het ons 'n prentjie van wie Jesus Christus is, en trouwens ook wie God is dan nou, maar as 'n mens ontdek, en as jy gaan kyk bietjie weer wat deur die eeue heen geskryf is en wat die woord op verskillende maniere sê, dan ontdek ons net dat Jesus Christus, daar's net soveel meer as wat ek en jy ooit kon dink of kan droom. Ons het verlede week die reis onderneem om eintlik te sê, kom ons kyk na die 6 klassieke stasies, soos wat dit bekend staan, van Jesus se lewe en sy bediening. Die eerste natuurlik om te sê, wat het gebeur met sy geboorte, sy menswording? Die feit dat God, die almagtige skepper God van die hemel en aarde, kies om in die gestalte van 'n pap babietjie in Bethlehem gebore te word. En op 'n manier ook daarbey aangesluit en te sê, die feit dat God so na vir ons verlang, sê ook iets vir ons oor mense se inherente verlange na 'n godheid. En in ons geval as Christene, dat ons sê ons verlange na die drie enige God, Vader, Seun en Gees. Die tweede tema waarby ons stilgestaan, die tweede stasie, het gegaan oor Jesus se aardse lewe en sy bediening. En van sy vroeë kinderdae weet ons nie baie nie, maar ons kan ook daar net 'n paar dinge aflei, maar veral dan sy bedieningstyd op aarde. En hoe die voorbeeld wat Jesus vir ons voorgeleef het, eintlik ook vir ons help om met ons gesukkel in die lewe, partykeer ook te sê, maar wat sê dit vir ons? Kyk, Jesus het nie altyd maklik gehad nie. Sy lewe was ook maar vol uitdagings, as ons dit so kan stel. En op 'n manier kan ons sê, ons verstaan, hy verstaan iets van ons gesukkel met die lewe ook. Die volgende tema waarby ons stilgestaan het, is dan nou juist ook oor sy kruisiging. En het ons vir mekaar gesê in die reeks, dat een van die goed wat ek opnuut net besef het, is dat ons nie moet dink aan in terme van 'n bloeddorstige God wat sy eie seun in 'n kruis laat vasspyker nie, maar dat dit eintlik mense was, mense se keuse teen Jesus, wat gemaak het dat hy op die kruishout geëindig het. En dat ons daarmee ook op 'n manier sê, in terme van my en jou as gelowiges se vrae oor lyding, oor boosheid, oor skuld en hoe ons daaroor moet nadink, dan help dit vir ons om te sê, Christus weet, hy was in daardie situasie waar hy onskuldig dan ook moes ly en moes sterf op die ou end vir ons as mense. En daarmee het hy medelee ook in my en jou situasie. Ons het verder gedink oor die volgende stasie in Jesus se lewe, en dit het gegaan oor sy opstanding, die oorwinning en oor die dood. En ook in ons eie lewe weer kan ons sê, daar's baie keer ons vrees vir die dood, ons vrees vir doodloopstrate, daai situasies waar jy voel, maar daar's geen uitkoms nie. En dat ons ook kan sê, maar as jy gaan kyk na wie Jesus is, en wat hy gedoen het, dan besef ons dat selfs die dood se bande hom nie kon hou nie. Die oorwinning daaroor is daar, die opstanding, die nuwe lewe, en moet ons vir mekaar sê, ons wat glo in hierdie Jesus, moet altyd met hoop kyk na die toekoms, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Die voorlaaste tema waarby ons stilgestaan het dan nou donderdag aand, het gegaan oor Jesus se hemelvaart. En die gedagte daar dat ons sê, met sy hemelvaart, is dit nie asof hy skielik weg was van mense af nie, die weg in die wolkkolom, en vir die disippels was 'n wolke die teenwoordigheid van God, die symbool eintlik van God is hier by hulle. En wanneer Jesus dan nou wel opvaar, dan doen hy dit met hande wat uitgesteek is in 'n seën, en besef ons iets van God se passie vir ons as mense, van Jesus wat vir ons sê, ek wat regeer aan die regterhand van die Vader, wil dit so doen dat julle my seën beleef, my toekoms wat ek vir julle beplan, beleef.
En dan Sondag, vriende, met ons wonderlike feesdag waar Kirsten Smol dan ook bevestig is as predikant by ons in die gemeente, het ons stilgestaan by die gedagte van sy wederkoms. En op 'n manier ook wat Kirsten vir my gehelp het opnuut weer vanuit hierdie boek van Koenie en Marius, is om te sê dat ons nie vreeslik vrae moet vra oor hoe gaan dit nou wees, weet jy, hoe gaan almal dan nou weet daarvan. Die punt is, die woord sê vir ons, die hele wêreld sal weet dat hy weer kom, en dis amper in Kirsten se woorde, asof dit net 'n verskyning gaan wees, asof ons op 'n manier net ontdek, maar hy was nog altyd hier, en hier sien ons hom nou. Nou, die laaste fase van ons reeks, gaan dan daaroor om te sê, as ons nou gaan kyk na wat sê die woord vir ons, en wat sê slim ouens deur die geskiedenis vir ons, en hoe help ons as gelowiges mekaar om te sê, wie is hierdie Jesus? Hoe lyk hy? Dan is dit nie klaar nie. Want op 'n manier moet ek en jy die vraag vir onsself antwoord, wat sê ons daarvan? Wie is Jesus vir ons? Hoe reageer ek en jy daarop? En ek gaan Vrydag so 'n bietjie meer daaroor sê, vanuit die woord uit ook, maar ek wil jou eintlik net uitnooi, om regtig hierdie week onder leiding van die Heilige Gees, wie se uitstorting ons mos nou met Pinkster vier, om regtig te gaan stil word en sê, Here, daai prentjies, daai motivering van hoekom ek u volg, hoekom ek in u glo, wat kom van kleintyd af dalk, van moederskoot af, wil mens amper sê, deur jare, deur die kerk en sonndagskool, en wie ook al jou geloofslewe gevorm het, dat ons so bietjie net 'n vraagteken agter dit gaan sit. Dat ons net so bietjie vra en sê, wat is ons motivering daarmee? Hoekom doen ons dit? Want vriende, ons kan al die regte belydenisse maak, ons kan al die regte goed sê oor geloof in Jesus Christus. Maar as dit nie jou hart en jou lewe raak nie, as dit nie, soos wat ek in die Pinkstertyd dit baie gesê het, as dit nie radikaal alles verander in jou lewe nie, dan moet ons vra of ons dit regtig met oortuiging doen. En dit gaan nie daaroor dat ek jou wil laat twyfel in jou geloof, of dat ek jou wil laat skuldig voel nie. Dit gaan daaroor dat ek regtig op 'n manier saam met jou wil ontdek, opnuut weer, wat beteken dit om vanuit die volheid van Christus elke dag te leef. So, vat bietjie, dis vandag Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydagoggend gaan selfs so 'n bietjie verder met jou. Maar dink daaroor, waar kom jou geloof vandaan? Hoe het jy tot geloof gekom? Wie het jou begelei? Wie het voor jou uitgeloop? Wie het jou gedra? Wie het jou gehelp in hierdie proses om te kan sê, Jesus is Here? En dat ons so 'n bietjie krities daaroor gaan nadink. En dan ja, Vrydagoggend gaan ek met jou so 'n bietjie inleidend gesels tot die tema van wat sien jy in Jesus, waaroor ons dan nou DV Sondag in ons eredienste gesels, maar daaroor Vrydagoggend so 'n bietjie meer. Kom ons sit so, dan bid ons vanmôre ook saam. Here, baie dankie dat ons die afgelope tyd vanuit verskillende perspektiewe en vanuit verskillende kante en vanuit die woord op soveel verskillende maniere, Here Jesus, na u kon kyk, u lewe, u bediening, dit wat u kom doen het hier op aarde, en dat ons eintlik net telkens verstom kan staan oor die veelkantigheid, die soveel meer wat daar is aan u lewe en u bediening, as wat ons daar kan dink of kan verwag selfs. En daarom is my gebed dan ook, Here, dat u deur die Gees wat in ons is en wat by ons is, vir ons ook in hierdie week sal begelei om regtig krities na te dink oor hoe ons tot geloof gekom het. Wie het 'n rol daarin gespeel? Hoe dit ontwikkel? Wat is die pad wat u, Here, met ons geloop het in hierdie lewe? En dalk op 'n tweede vlak ook, Vader, dat ons regtig sal vra, wat is ons motivering daarvoor? Hoekom glo ons in Jesus Christus? En dat eintlik vir ons dan ook deur hierdie reis, deur u teenwoordigheid hierdie week, sal begelei, dat ons opnuut ontdek, wat is die volheid van Christus in ons lewens, en dat ons daaruit sal leef. Here, dankie dat u met ons as mense bemoeienis maak. Dankie dat ons so met u kan praat. Dankie dat ons harte kan oopmaak voor u. Dat ons lewens met al die uitdagings, met al die vrae, met al die goed waaroor ons soms so wonder, dat ons na u toe kan kom en sê, ag Here, hier is ek. Hoor my, sien my, sodat ek u kan sien. Ons bid dit, Here Jesus, in u naam alleen. Amen.
Vriende, ek hoop jy het 'n lekker Dinsdag. Ons gesels dan Vrydagoggend verder en in tussentyd geniet jou koffie en mooi loop ook in hierdie week. Ons wat Jesus raak sien. Mooi gaan.